Hallo julle, wat 'n wonderlike voorreg om weer saam met julle te kuier. Ek wil vanaand sommer maar net ietsie met julle deel. Ons is hier in die natuur, lekker rustig. Al wat ons hoor is die kriekies en die parrytjies wat sing. En dis altyd so 'n voorreg om in God se natuur te wees, om so na aan hom te wees. Ek staan partymal dan dink ek, hier kan die Here regtig vir my hoor as ek bid, want daar's niks tussen hom en my nie. Daar's net die oopte en die hemelruim hierbo. Maar ek wil vanaand met julle ietsie deel. Weet julle, dit wat in 'n mens se hart aangaan, bepaal regtig wie en wat jy is. Die woord sê ook in Spreuke 4 vers 23: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En dit is regtig so. Julle, as jy wraak in jou hart het, of jy het haat in jou hart, dan kan jy nie die mooi in die lewe raak sien nie. Dit is net, ek nou baie, want ek probeer die regte woorde kry. Wanneer jy in die kar byvoorbeeld ry, ek het nou vandag 'n episode gehad waar ek gery het en iemand het regtig by my verbygery en voor my ingedruk en net daarvoor toe draai hy regs uit. Hoekom hy by my verbygegaan het en dan reg voor my nou regs uitgedraai het uit die pad uit op 'n afrit, kan ek nou nie verstaan nie. Maar ja, as ek nou daai oomblik geswets en gevloek het ek gesondig. Want dit wat op daai oomblik in my hart aangegaan het, ek was kwaad, want dit was nou regtig nie nodig nie. So ek dink tog regtig wat die Here vir my bedoel is, jy moet waak wat in jou hart omgaan. Die hart waarvan hierdie vers praat, is nie net emosies nie, maar die sentrum van ons gedagtes, begeertes en motiewe. Alles wat ons doen begin hier. Daarom sê God, ons moet dit veral versigtig bewaak, beskerm. Jy moet hom toemaak. Ek pleit die bloed van Jesus oor jou hart. En ons harte word daagliks beïnvloed deur wat ons hoor, ons sien en dink. Onthou, jou denke het baie te doen, hè? Joyce Meyer het jare gelede, ek praat nou van 20 jaar, 25 jaar terug, het ek 'n boek van haar gelees van Battlefield of the Mind. En dit is regtig so, jou gedagtes bepaal ook baie dinge en 'n mens moet jou gedagtes ook bewaak. Negatiewe woorde, vergelyking met ander, vrees en bitterheid kan stil wortelstels kry. As ons dit nie aanspreek nie, begin dit ons houding en optrede beheer. 'n Onbewaakte hart lei tot 'n onrustige lewe. Om jou hart te bewaak beteken nie om koud of afgesluit te wees nie. Jy hoef nie Jerigo mure om jou te bou nie. Jy moet dit net versigtig bewaak. Dit beteken om doelbewus te kies wat jy toelaat om in jou binneste te vorm. Dit vra dat ons gereeld ons gedagtes aan God se waarheid toets. Wanneer leuns soos ek is nie goed genoeg nie of niks sal verander nie, woorde wat jy spreek, in jou lewe opkom, moet ons dit vervang met wat God sê. 'n Gesonde hart bring lewe. Dit lei tot geduld, liefde, wysheid in moeilike situasies. Wanneer ons hart vol vrede is, reageer ons anders op druk en konflik. Die kwaliteit van ons lewe word dus direk beïnvloed deur die toestand van ons binneste wêreld. Ek dink 'n mens kan baie keer, as jy gaan stil sit en jy reflekteer op wat die dag met jou gebeur het, kan jy hierdie goedjies uitwys om dan te sê, ek het daar gefouteer, Here vergewe my, ek het gesondig, my gedagtes was nie skoon nie, my woorde wat ek gespreek het, my dade was nie wat U wou hê ek moet doen nie. Baie van ons dra hierdie bandjies wat sê, what would Jesus do? Maar verstaan ons regtig wat dit beteken? Want in elke situasie moet jy vra, wat sou Jesus doen? En dit is soms 'n tall order, want ons kan net strewe om soos hy te wees. Ons is nie soos hy nie. Ons sal graag wil wees, maar daar's nog baie wêreldse dinge waar ons dan moet aan werk.
God is nie net geïnteresseerd in ons dade nie, maar in wat dit dryf, die verskuilde agenda agter dit. Wanneer ons hom toelaat om ons harte te reinig en te vernuwe, verander hy ons van binne na buite. Here, wys my wat in my hart nie van U afkom nie, asseblief, Here. Help my om my gedagtes te vul met U waarheid en my hart te bewaak, sodat U lewe, my lewe, U eer. Vader, ek bid vandag en ek vra dat U regtig by ons sal kom stil staan en sal kom uitwys die goedjies wat verkeerd is in ons lewe, Here. Dat ons daarvan kan werk maak en dit kan uitvee. Ons skryf dit met 'n pen, maar Vader, U genade en U vergewe van sondes, vee dit uit, asof dit nooit daar was nie. Here, ek vra dat U ons vandag sal kom lei in wysheid, in waarheid, en dat ons die vrug van die Gees sal uitleef, Here, en liefde wat so kosbaar is. Here, help ons om ons harte te bewaak, om ons gedagtes te bewaak, dit wat ons sien, hoor en spreek, Here. Laat dit absoluut deurgrond is met dit wat U vir ons wil hê. Dit wat U wil hê ons moet sê en lewe spreek. Dankie, Abba Vader, dat U weer eens vir ons kom leer. Uit 'n dagstukkie wat elke oggend op my tafel land, Here, leer ek vandag om ons hart te bewaak, om my hart te bewaak, Here. Vader, dankie vir Spreuke. Dankie vir die woord van God. Dankie vir U woord wat ons kan leer, ons kan stig, ons kan lei om die regte pad te loop, Here. Vader, ek sê dankie vandag vir U genade, dat U ons deurgedra het, dat U ons in liefde omvou, dat U ons die voetspore wat ons volg, U sin is, Vader. Dankie my Here, dat U ons nooit teleurstel nie. Bewaar ons dan ook vandag, dat ons weer môreoggend kan wakker word as dit U wil is, Here, en as U vertoef om te kom. Wees geseënd die wat na my woorde luister en dit wat inneem, en ek bid Jesus se bloed oor elkeen wat hierna luister. Geseënde aand vir julle, en ons sien julle later 8:30 by ons worship en prayer live, Joyce's Grace, it's a prayer live. Dis amazing, julle moet dit nie mis nie. Dis op TikTok, en kom woon dit by, kom bid saam met ons. Daar's soveel mense wat gebed het, nodig het, en ons wil graag saam met julle bid. So, wees geseënd, tot later, Jesus liefde.